Amen, ek wil ook sommer namens Michael getuig, hy sit daar agter. En hy was, ek praat namens hom, as ek iets verkeerd sê, moet jy sê, nee, jy het verkeerd gesê, ek praat wat hy vir my gesê het. Hy het baie ernstige kanker gehad, en toe die dokter hom sien, hy sê vir my, toe hy uitgaan daar, die dokter het, toe hy hom weer sien, toe sê die dokter, ek het gedink, ek gaan jou nooit weer sien nie, is dit so, Michael? Dokter het gesê, dis die laaste wat ek die man sien, hy is Appington toe, hy gaan op, hier sit hy, die Here het hom gesond gemaak. Kom ons gee die Here lofoffer. Dankie Here vir u goedheid. Ons het gesing, lei my in die waarheid. Wat is die waarheid? Die woord van God is die waarheid. En ek wil graag vir julle 'n paar, voor ek wil begin preek, wil ek eers ietsie sê. Hier's baie mense wat baie swaar kry hierso, en in die laaste tyd het ek ook self mense wat aanvalle het, finansiële aanvalle, verskillende goeders. Ek wil praat oor gebed, maar ek wil net bietjie vorentoe spring. Ek wil graag 'n versie lees uit Deuteronomium 28 vers 8. Wanneer ons gebed praat, dan praat ons ook, ons moet die woord bid. Dis een van die dinge, as ons moet die woord bid. Deuteronomium 28 vers 8, dit het net by my bygekom, en ek wil dit graag vir julle lees. Die Here sal die seën oor jou gebied, in jou skure, en in alles waar jy jou hand aanslaan. En hy sal jou seën in die land wat die Here, jou God, jou sal gee. Hierdie woord is 'n gebed, wat ek bid vir mense wat sukkel en swaar kry. Ek wil hê, elkeen van ons, kom ons sit ons hand op ons hart, en ons bid saam, hard hierdie gebed. Die Here sal die seën oor jou gebied, oor jou wat daar sit, wat jou hart op jou hart sit. Die Here sal sy seën oor jou gebied, en in jou skure, en alles waar jy jou hand aanslaan, en hy sal jou seën in die land wat die Here jou God jou gee. Kom ons vat dit vanoggend as deel van gebed. Dit is hoe ons bid. Amen, kan ons sê amen daarvoor? En ek weet, dit is vir mense, ek het mense gesien hierso, hulle sê hulle kry swaar en alles, finansiële probleme en dit. Die Here sal jou seën, Frank. Hy sal jou bewaar, en alles wat jou hand omslaan, sal geseënd wees. Amen. Goed, ek wil begin, ek het wit duwe. So vliegduwe. Ek los die duwe van Parys af, is die duwe voor my hierso. Ek los hulle. As ek hulle los, dan draai hulle eers so 3 draaie. So ek wil eers so 3 draaie draai voor ek kom by die aanvanklike preek. Ek wil vandag praat mos oor hoe bid jy? Daar's 3 dinge in Matteus 6 wat die Here oor praat, 3 dinge. Die eerste een is, hoe gee jy? Ek het 3 weke terug oor dit gepraat. Dis 3 heilige dinge wat God verwag van Christene, van ons. Maar kom ek begin by die begin. Nadat Jesus gedoop is, dit is nou die draaie wat ek gaan loop, in die waarheid, nadat Jesus gedoop is, sê hulle, en die Gees het hom in die woestyn ingelei, en vir 40 dae en 40 het hy daar gebly, en toe hy uitkom, toe sy bediening begin, na 40 dae. En die eerste woorde wat Jesus gesê het, hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Jesus se boodskap aan ons, en dit is nog steeds die boodskap van vandag, bekeer jou, want die koninkryk van God het naby gekom. Hoor julle die Here sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. En as ons verder lees, dan sê hulle, en Jesus het gegaan, en oral waar hy gegaan het, het hy mense gesond gemaak, hy het duiwels uitgedryf, en 'n groot menigte het hom gevolg. En toe die groot menigte hom volg, het Jesus gestap, en dit is Matteus 5 en 6 en 7. Matteus 5 sê, en hy het op 'n berg opgegaan, en halfpad gaan sit. Jesus het gaan sit, en die mense geleer, en as jy op die berg staan, daar waar hulle sit, dan kyk jy oor die see van Galilea, sien julle die toneel, Jesus het gaan sit, Jesus het nie opgespring en geskree en te kere gegaan, hy het gaan sit, en rustig die mense geleer. En Matteus 5 sê, eerste wat hy gesê het, salig is die wat arm van gees is.
Matteus 5 praat oor die saligsprekinge. So Jesus het eers gesê, salig is die wat arm van gees is. Weet julle wie is die wat arm van gees is? Die wat hulle afhanklikheid van God kan erken. En verder het hy verder gepraat en gesê, salig is die vredemakers, en hy het al hy goed gepraat, maar ek wil praat mos oor Matteus 6. So Matteus 6 is daar 3 dinge wat Jesus oor gepraat het. Hoe gee jy? Ek het daaroor gepraat 2-3 Sondae terug. En hoe bid jy en hoe vas jy? Daardie 3 dinge kan ek sê dis die 3 heilige dinge van God. Daar's baie meer dinge. Elke Christen moet weet om te gee, hy moet weet om te bid en hy moet weet om te vas. Die woord sê nie as jy nie, hy sê wanneer jy. Met ander woorde, ons almal. Ek het laas gepraat oor gee. Ek wil net vir julle weer sê, daar's 3 dinge en hierdie 3 dinge wat dieselfde is. Toe ek oor gee gepraat het, staan daar, pas op, laat jy nie gee soos die wat dit doen om deur mense gesien te word nie. Hierdie 3 dinge, pas op, laat jy dit nie so doen nie. En die regte manier is om te gee, dat jou linkerhand nie weet wat jou regte daaraan doen nie. En dan sê hy, wat jy in die verborge doen, sal God in die openbaar jou mee seën. So gaan dit met gebed en so gaan dit met vas. So dit is belangrik vir ons om te weet. So ek gaan praat oor hoe moet jy bid. Ek het klaar gepraat oor hoe moet jy gee. En hy sê wat jy in die verborgene doen, sal God in die openbaar vir jou gee. Ek wil ook vir ons as kerk en die welsynmense, ek dankie vir julle, vir die baie goeie werk wat julle doen. Hierdie gee, dat die mense julle moet sien, die Fariseërs het 'n beel geblaas, en dan kom maar baie mense, en dan gee hulle geld. Ons moet, dankie vir hoe julle dit doen, welsynmense. Ons moet versigtig wees, om nie te gee, en 'n groot storie daarvan te maak nie. Facebook, Twitter, hoe jy gee vir arme mense. Dit maak my hart seer as ek sien hoe party mense gee. Julle weet as ons behoeftig is, dan wil ek nie graag hê dat as iemand vir my 'n brood gee, dan ek met my skouertjies so met brood. Ek is so dankbaar oor die brood, maar dan kom mense, hulle neem dit af, hulle sit dit op Facebook. Dis vernederend. Kom as kerk kom, ons doen nie daai goed nie, né? Ons gaan nie mense verneder nie. Ons gee vir hulle, omdat God vir ons gegee het, ons moet gee. Kan ons amen sê daarop? Ons gaan nooit mense verneder nie, want dit is alself 'n vernedering om na die kerk toe te kom om kos te kom vra, want jy het nie kos nie. En om dan nou 'n baie daarvan maak, nee, ons maak nie so nie. So ek wil praat oor bid. Hoe bid ons? Ons het nou die agtergrond, die David nou klaar gedraai, nou gaan ons. Wat is bid? Kom ons praat oor bid. Ek wil julle mooi verduidelik dat hierdie is maar net 'n klein gedeelte, want as ons lank oor bid praat, ons kan baie goed oor bid praat, soos jy met die woord bid en baie bid, maar ek wil net hierdie gedeelte, 'n paar goedjies praat oor bid. Hoe bid jy? Bid, die woord bid, die Griekse woord is prosikioumia. Ek het Grieks geken, maar ek kan nie meer hierdie woorde uitspreek nie. Prosikioumia, dit is hoekom ek dit daar opgeskryf het. Wat beteken dit? Bid beteken om met God te praat met eerbied en vertroue. Om met God te praat met eerbied en vertroue. Ons moet altyd eerbied vir God hê. Ons kan nie lukraak met God praat net soos ons wil nie. Eerbied. Die woord van die Here sê, God weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederige gee hy ag. Ons kinders van die Here moet seker maak dat ons, wanneer ons bid, moet eerbied en vertroue bid. Dit is wat die woord sê. Bid is 'n geestelike handeling, waar 'n mens jou hart, jou gedagtes, jou dankbaarheid, jou vrae, jou vrese, jou versoeke aan God openbaar. Dis 'n diep, intieme gesprek. Dis 'n heilige ding. Om te bid is heilig.
Ek wil dit weer vir julle lees. Dis 'n geestelike handeling waar 'n mens jou hart, jou gedagtes, jou dankbaarheid, jou vrae, jou vrese, jou versoeke aan God openbaar. En dit is ook om te luister wat God dan vir jou sê. Hoe bid jy? Ek wil Matteus 5 vanaf vers 5 lees. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes nie, want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid om deur mense gesien te word. So Jesus sê ons moet nie bid. Ek wil net een ding opklaar nou. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinstes wat hulle daarvan hou om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid om deur mense gesien te word nie. En dan sê hy ook soos wat hy gesê het om te gee. Hy sê voorwaar ek sê vir julle dat hulle loon weg het. So die Here sê ons moenie so bid nie. Ek wil net iets verklaar. Hy sê ons moenie so bid op die strate van die hoeke staan om te bid om deur mense gesien te word nie. Maar weet julle wat nie? Baie jare terug, ek was nog in die hoërskool dink ek. Daai tyd daar was mense op die hoeke van die strate wat kerk gehou het. Jesus praat nie van hulle nie. Hy praat van mense wat deur mense gesien wil word. So eendag, ek was nog 'n jong man, toe loop ek daar verby en ek sien daar onder die hoek staan hulle speel trekklavier en die pastoor of die ou wat preek daar, hy preek. En ek het eintlik 'n bespotting gemaak. Ek sê nou, wat is hierdie mense se storie? Hoe kan hulle nou so op die strate staan en preek? Hulle het nie gedoen om meer mense gesien te word nie. En terwyl ek daar in die donker onder die boom staan, sê die man, en jy wat daar onder die boom staan in die donker, God roep jou. God roep jou vir sy woord en vir sy werk. En ek het geweet, hy het met my gepraat. Toe was ek nog jong. En vandag het die profesie wat hy gepraat het onder die boom daar in die lig in Kroonstad se straat op die hoek waar gekom. Hier sê ek, God het my geroep, ek is hierso. So die Here praat nie van mense soos daai nie, nie predikers nie, wat mense wat bid, mooi woorde spreek, dat mense moet hulle sien. Jy weet wanneer jy bid, wanneer jy wil hê mense moet jou sien, en jy weet wanneer jy preek of bid, wanneer God jou gestuur het. So ek wil net dit opklaar. So die mense, die straatpredikers, die Here praat nie van hulle nie. Hy praat van die fariseërs wat hard skree en bid en hoor hoe bid hierdie man. Dankie. Net daai saakie opklaar. Vers 6 sê, maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid. Jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde, dieselfde as om te gee. Hy sê wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene sien, en hy sal vir jou vergelde in die openbaar. En as jy bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur baie woorde verhoor sal word. So wanneer jy bid, moet jy nie aanhoudend praat en dieselfde woorde gebruik nie. En dan vra hy, hoe moet jy bid? So hierdie gedeelte is, hoe moet jy nie bid nie? En dan sê hulle vir ons, hoe moet ons bid? Bid, kinders van die Here, is 'n heilige ding. Ons moet seker maak dat ons 'n verhouding met die Here het. Dit is heilig om te bid. En dit maak nie saak waar jy bid nie. Ons moet altyd onthou, is 'n heilige oomblikke wanneer ons bid. Dit maak nie saak waar jy is nie, of hoe jy is nie. Wat hulle eintlik hierso verduidelik, om te sê, gaan in jou binnekamer en sluit jou deur. Die klere wat die Israeliete mense aangetrek het, hulle het mos daai klere, dis daar waar die vroutjie die Here aan sy soom gevat het. In die binnekamer is ook, wanneer daai Israeliete mense, of die oudtydse mense geloop het, hulle het soms, wanneer jy 'n groot behoefte gevoel het om te bid, het hulle daai kleed oor hulle kop gegooi en in 'n binnekamer gegaan en gebid. Dis ook 'n ander voorbeeld. Dit is ook wat hy sê. So baie keer as jy 'n groot behoefte vat om te bid, 'n heilige oomblik, is daar enige plek wat jy kan bid. Jy kan ewen as dit nodig is in die toilet gaan om die deur toe te maak en te bid.
Want baie keer kry mense brandende begeerte om jou hart om te bid. En dis 'n heilige oomblik. Gebed is heilig wanneer jy voor God jou hart uitstort en wanneer jy bid. Nou kom ons sê, wat sê hy, hoe moet jy bid? Wat moet julle bid? Vers 9. So moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Ons praat met 'n heilige God. In Eksodus 3 van 5 het Moses, toe Moses in die woestyn geloop het hy gesien, daar's 'n brandende braambos, die bos het gebrand, maar nie uitgebrand nie. Toe kom hy voorsigtig nader om te sien, en 'n stem in die hemel het gesê, Moses, trek uit jou skoene, want jy is op heilige grond. Gebed is op heilige grond. Wanneer ons bid, Jesus leer ons om te bid. Ons moet sê, laat u naam geheilig word. Hoe heilig jy die naam van die Here? Deur om eer te bewys. Kinders van die Here, wees versigtig hoe jy praat met God. Ons moet God eer bewys. Dis hoekom hulle sê, as jy bid met eerbied en vertroue. Ons, in hierdie tyd waar ons lewe, sien ek baie mense het nie eer vir God nie. Kan julle amen sê daarop? Kom ons eer die Here, kom ons doen. Ons het gesing, lei my in die waarheid. Die waarheid is om eerbied vir God te hê. Wanneer jy bid, moet jy eerbied hê. So moet jy dan bid. Wanneer jy bid, nou jy moet sê, Here, ek eer u naam, want u is die verlosser, u is die een. Ons moet eerbiedig bid. Wanneer ons bid, kinders van die Here. Ons praat met 'n heilige God. Begin met aanbidding. God is heilig. Hy's waardig. Hy's hier. Hy's naby ons. Ons kan nie so lukraak bid nie. Moenie begin met jou probleme en laste. Moenie begin met jou probleme en laste nie. Begin met een wat jou laste dra. God dra ons laste. Hier's mense wat my vanoggend gesê het, hulle kry swaar. Broer en suster, die Here dra jou laste. Hy is heilig, hy sal vir jou help. En as jy hom eer en vertrou, is hy die een wat jou laste sal dra. Hy is die een wat jou los sal maak van jou probleme, wat jou gesond sal maak van jou kanker, wat jou sal help in jou dinge waar jy mee besig is, maar jy moet hom eer. Jy moet heilige God aanbid. Julle weet, Hanna en Elkana, ken julle die storie? Die vroutjie het, dit is in 1 Samuel, ek dink 1 Samuel 2 jaar vanaf vers 7. Sy het 'n begeerte gehad om 'n kind te hê, maar sy was al in jare gewees en sy het in die tempel gegaan om te gaan bid. Sy het God geëer. Sy het gesit en bid en die Here vra vir 'n kind. Maar sy het God geëer. Hulle sê haar mond het gepraat. Julle moet dit gaan lees. Ek dink baie van julle ken dit. Haar mond het geoopgemaak, maar daar het nie woorde uitgekom nie. In eerbied, in heilige aanbidding was hy in die tempel en God gevra en gesmeek vir 'n babietjie. En Eli, die priester, op een of ander manier het Eli hierdie dinge nie verstaan nie, want hy is nie gewoond daaraan of iets nie. En hy het na gegaan en sê, mevrou, jy kan mos nie so hier in die kerk bid nie, man. Is jy gedrink of wat? Julle weet, baie keer as mens baie heilig bid, dan kan ander mense dink aan en sien hulle anderste dinge raak, né? Dit het in 1 Samuel gebeur. En sy kyk op, sy sê, nee my Heer, ek is nie dronk of niks nie. Ek bid vir God, want ek begeer 'n kind, en daai tyd is kinders baie belangrik gewees. En onmiddellik het Eli besef, ek het 'n fout gemaak hier. So gelukkig het hy dit besef, die priester van die kerk het besef. En hy kyk haar en hy besef, ek het 'n fout gemaak. Hierdie vrou is regtig ernstig in gebed besig. En hy sê vir haar die woorde, hy sê, mevrou, volgende jaar die tyd sal jy 'n babietjie hê. En Hanna het die Here beloof, as u vir my 'n kind gee, sal ek daardie kind opgroei in die vrese van die hand. En ek sal die kind na die tempel toe bring. Sy het al haar beloftes nagekom. Die Here het haar geseën. Wie is daardie kind? Samuel. Samuel. So heiligheid van gebed. Die Here antwoord dit. En Samuel
het in die tempel groot geword. Hanna het haar belofte nagekom. En ek wil ook vir elkeen van julle sê, wanneer julle beloftes aan God maak, maak seker dat jy dit nakom. Moenie beloftes maak en dit nie nakom nie. Jammer, ek praat so baie van myself, ek wil ook oor myself praat. Ek het ook een keer 'n belofte aan die Here gemaak. En toe dit by die punt kom, ek moet dit nou nakom, toe het ek baie stories. Here, ek het sê, Here, ek sal vir u werk. En toe ek by die punt kom, sê ek, Here, maar ek werk mos vir u, want ek is mos nou u kind, en die en daai, maar die Here weet, dis nie wat ek beloof het nie. Ek het beloof, ek gaan regtig vir die Here werk. Jy weet, baie keer is 'n mens so, wel, ek het genegotiate, sê nee, maar ek het toe op die einde my belofte nagekom. Dis hoekom ek wil nie so baie oor my praat nie, ek wil net sê, as jy 'n belofte maak, moet jy seker maak, want jy weet mos wat jou belofte. Jy kan maklik draai en sê, ja, maar ek het gesê ek gaan die werk, wat is vir die Here werk? Enige werk wat jy doen is mos vir die Here, maar dis nie belofte wat ek gemaak het nie. Maar dankie vir die Here, ek het my belofte nagekom en hy seën my. So ons moet seker maak dan, ons moet die Here eer in ons belofte. En ons moet, dis heilig om te bid, kinders van die Here. Die ou mense, en ek is 'n ou mens vandag, het altyd gesê, jy bid tot jy deurgebid is. Het julle al gebid tot jy deurgebid is? Partykeer as jy 'n groot probleem het, gaan jy in jou binnekamer en jy sluit jou deur en jy bid en jy bid en jy bid en jy bid en tot jy deurgebid is. En wanneer jy deurgebid is, dan weet jy die saak is reg. Ons het een keer gegaan vir 'n uitreik in Mosambiek. En toe ons inkom en toe die pastoor, die preker daar begin preek, toe's dinge net nie reg nie, dis het die mekaar speel, jy kan ons voel as die duiwelse geeste in die plek besig is. En ek sien die pastoor wys my, en ek en 'n ander man gaan in die klein kamertjie daar langs aan, en ons bid, en ons bid, en ons bid, en ons bid, tot ons deurgebid is. En toe ons weer ingaan, waar daar gepreek word, is daar stilte in die plek. Die Here het die gebed geantwoord. So gebed is om deur te bid tot die Here vir jou antwoord. Julle weet wanneer jy deurgebid is. As jy vir iemand intree, dan bid jy en dan kry jy net 'n kalmte oor jou. Dan weet jy die saak is klaar. God het klaar die job gedoen. Die Here het klaar, hy is klaar. En as jy daar kan gaan, dan sien jy alles is reg. Ons praat met 'n heilige God. Dan vra hy in vers 10 sê hy, laat u koninkryk kom en laat u wil geskied, so in die hemel, so op die aarde. Jesus roep ons om aan hom oorgegee te wees. Om die koninkryk van God te laat kom, moet ons aan Jesus oorgegee word. Begin met sy koninkryk. Matteus 26 vers 27 het Jesus in Getsemane gebid tot sy sweet in bloed verander het. En nogtans het hy gesê, laat u wil geskied. Laat u koninkryk kom. Beteken dus om oorgegee word. To surrender yourself to God. As jy jou oorgee aan Here, dan bid jy en sê, Here, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Die wil van die Here. En Jesus is die voorbeeld daarvan. Wat is die wil van die Here? Die wil van die Here is die wil van die Here. En Jesus het ernstig gebid en gesê, Here, laat, as dit u wil is, laat hierdie beker verby my gaan, maar nogtans nie my wil nie en u wil. En as jy kan verder lees, en ek glo dat Jesus het ook deurgebid, en hy het gesê, wel, en as ons lees daar in Johannes, hy sê, en Jesus het opgestaan, en sy disippels sê, kom ons gaan. Toe hy klaar gebid het, toe sê hy, kom ons gaan. Toe weet hy gaan, en hy gaan hierdie ding wat die Here vir hom gesê het om te doen. Hy sê, laat u wil geskied, laat dit nie verbygaan nie. Hy het klaar gewoord, dit gaan nie verbygaan nie. En hy het gesê, kom ons gaan. Hy het sy disippels gesê, kom ons gaan. Partykeer as die Here vir jou opdrag gee, kind van die Here, en jy het gebid, en jy sê, laat u wil geskied. En die Here sê, wel, my wil en jou wil is nie dieselfde nie. Gaan. En jy gaan sien, die Here gaan met jou wees. Baie keer, wanneer jy ernstige probleme het, en die Here sê vir jou, wel, jy moet net gaan. Gaan. Dis ons bid. Om deur te gaan, deur hierdie probleem. Soos Jesus, dit was nie 'n probleem nie. As dit nie vir Jesus was nie, waar sou ons vandag gewees het? Hy het gegaan. Laat u wil geskied.
Hy het hom oorgegee. Nie in swakheid nie, maar die opregte feit van geloof. Oorgee aan God se wil. Erken, hy weet die beste. Nie my wil nie, maar laat U wil geskied. Nou kan ons vra, Here, laat U wil geskied. Ons moet altyd vra, laat die wil van die Here geskied. Partykeer weer oor myself, sorry. Oral waar ek gegaan het, as ek verplaas was, wou ek nooit gegaan het nie. Altyd sê ek, nee, ek wil nie gaan nie. Ek werk lekker hier, hoekom moet ek nou na die plek toe gaan? En ek het gery in my verplasing aan huil, ek sê, Here, hoekom moet jy my nou na hierdie plek toe stuur en so. Dis nie 'n week nie, Johnny, toe sê ek happy daar. Toe sê ek, maar die Here het 'n beter plan vir my gehad. My plan was om, as ek my plan gehad het, was ek nou nog 'n adjutant-offisier in Parys polisie. Nou was ek nou nog daar. Maar God het 'n ander plan gemaak. God het 'n ander plan met elkeen van julle. As jy bid, Here, laat U wil geskied, dan gaan hy jou vat tot sy voordeel. En oral waar ek gegaan het, en ek weet, julle kan saamstem wat ek gegaan het. Oral waar ek gegaan het, net na 'n tydjie, dan sien ek, dis hoekom die Here my hiernatoe gestuur het. Toe ek in Johannesburg aankom, daar van Parys af, het ek nog nooit so baie polisieman in my lewe gesien het nie. Dis meer as in die college. 3000 mense wat aantree. Ek is verlaat, ek is verlore. Toe ek hier met hierdie highway paai ry, ek en my vrou kyk, sy het so rooi volksie gehad. Ek sê, joh, dis gevaarlik hierdie plek. Ek weet nie hier nie, hulle gaan jou doodmaak hierso en dit. Die Here het ons deurgedra. Ek gee maar net 'n voorbeeld. Wanneer die Here se plan is die beste plan vir my en vir jou. Kan ons amen sê daar. Toe ek in hierdie kerk gekom het 10 jaar terug, toe kom ek hier, toe sien ek hier sit 16 mense. Ek sê, Here, maar is dit regtig hier waar U my wil hê? En hulle profeteer en hulle sê, nee, jy moet hier bly, die Here sal vir jou seën. 10 jaar, 11 jaar later, is ek nog, die Here het ons nog steeds geseën. Ons was bekommerd, Here, maar hoe, die kerk, nie. Ek sê vir julle, waar is die mense wat lank hier was? Ek het daar kerk gehou die eerste keer. Toe ek uitvind, toe was hy nie eens, hulle het nie geld gehad om die krag aan te sit nie, het jy dit geweet? Ja, niks. Laat U wil geskied. Vandag, en ek glo nog, die Here het hierdie kerk gebou met 'n doel, kan julle sê amen daarop? En ek glo dat die kerk, dit gaan nie net oor mense, dit gaan oor meer as mense. En die Here sal hierdie kerk seën, terwyl ek nie eens hier is nie. Eendag miskien, Jaco, ek weet nie wie nie, sal kom getuig en sê, daai dag het die pastoor gesê, die kerk gaan geseën wees. En ek sien dit. Ek sien 'n kerk vol mense, wat sien julle? Ons profeteer oor die doodsbeendere. Ek sien mense daar, ek sien oral mense, want die Here, dis God se wil dat mense tot bekering moet kom. Dis die wil van die Here. Miskien nie in my tyd nie, maar verseker gaan dit gebeur. Gee ons vandag ons daaglikse brood. So moet ons bid. Hier is 'n gebed. Nie môre nie, vandag se woord. Daaglikse afhanklikheid en vertroue aan God. Mense lewe nie van brood alleen nie. Hy beloof, die woord sê, ons het gesê, lei my in die water, ag in die waarheid, nie in die water nie. Ja, in die water, doopwater, ja. Vertrou op God. En toe die Israeliete in die woestyn was, het hulle elke dag manna gekry, elke dag vars manna. En as hulle nie die manna, baie keer het hulle lui geword, julle kan dit lees. Elke dag vars manna. En 'n paar van die ouens wat kansvatters is, soos ek ook seker maar sou gewees het daai tyd. Nee man, kom ons maak bietjie meer by mekaar. As jou beker vol manna klaar gemaak het en jy gaan nou nie môre uit om te gaan haal nie, as jy daar kyk, dan is dit vol wurms. Dit is wat gebeur het. God gee elke dag vir ons die manna vir die dag se werk. Ons moet elke dag vertrou, elke dag. Elke dag is 'n nuwe dag, nuwe uitdagings, nuwe dinge. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons moet bid vir die Here vir ons daaglikse brood elke dag vir nuwe dinge, elke dag 'n nuwe son wat opkom. Hulle sê joy come in the morning. Hoeveel keer het ek nie al gemoedeloos geslaap en ek is kwaad vir alles en die dinge van my lewe werk nie reg nie. Ek was daar by die hospitaal gewerk, 6 mense dood gegaan, 3 uur die middag toe ek by die huis kom, toe sien ek duisternis. Dis donker in my huis, dis oral donker en die duiwel sê, sien jy, ek het jou gesê man, hierdie werk van jou help niks nie. 6 mense dood gegaan. Ek het 3 uur gaan slaap. Die oggend toe die son opkom, sien ek die son opkom, toe sê ek, duiwel, sien die son het opgekom man.
God het 'n nuwe dag gegee, nuwe dinge. Vandag is 'n nuwe dag. Gee ons daaglikse brood, sê ons, so moet ons bid. Elke dag, julle moet weet dat die Here 'n plan met ons het. Dat God gee vir ons daagliks nuwe manna, nuwe brood. En vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Hierdie is 'n baie belangrike ding. Vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Elkeen van ons, as daai 70x7 doen, dan besef ons, Jesus leer ons om te bid, dat ons skulde, ons moet ons skulde vra, ons vra vir Jesus, Jesus vergeef ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Kind van die Here, daar is mense wat hier sit, wat ongelukkig is, wat kwaad is, wat haat het in sy hart. Hoor wat ek jou vir vandag sê, die enigste manier hoe jy uit daar gaan kom, vergewe daai mense. Kan ons sê amen? Vergewe hulle, spreek hulle vry. Dit is die manier hoe jy daar uit gaan kom. As jy dit nie doen nie, gaan jy sukkel die res van jou lewe. Daar's mense wat vasgevang is, kwaad is vir ander mense, kwaad is vir ander dinge, kwaad is vir baie goeders. Vandag, hoor, Jesus leer vir ons, vergewe ons skulde, soos ons ander vergewe. As ons ander mense vergewe en sê, hoor, ek gaan hierdie ou vergewe, want hy het lelike dinge aan my gedoen, maar ek sal dit nie vergeet nie, dan sê ons, Here, vergewe my, maar moet dit nie vergeet nie. Dis wat ons vir die Here sê. Vergewe ander mense, vergewe hulle sommer nou dadelik, moenie baie sukkel nie. Ek het al hierdie getuienis gegee. Nou is 'n man by my werk wat my baie moeilikheid gegee het. Partykeer hou mense mos nie van jou nie. Gewoonlik hou almal van my, maar daar by daai een werk was iemand wat my niks gehou het nie. En hy het my baie moeilik gegee, baie moeilik. En ek het so gewonder wat om te doen. Ek was kwaad, ek weet nie wat om te doen nie. En ek kan presies onthou waar ek gery het. Ek ry met my kar daarvan Middelstad, en toe ek so by die draai kom, toe sê ek, Here, ek kan nie daai man vergewe nie, maar ek vergewe hom nou in Jesus se naam. Ek het gebid, heilige gebed wat ons nou geleer het. Ek vergewe hom in Jesus se naam. Help my, Here. Hy is toe gegaan, niks weer gedoen nie. Ek het gehou daarvan om vroeg by die werk te kom. Vroeg die oggend is ek by die werk, 7 uur. Ek het skaars my deur oopgemaak, hier bel die foon, toe het antwoord, toe sê daai man, kom sien my kantoor. Ek sê, ag Here, ek kan nou nie man nou vergewe. Hoekom gebeur nou dit? Toe ek in sy kantoor insip, toe kyk hy my oor, toe sê Hendrie, ek het verkeerd aan jou gedoen. Ek het nie reg gemaak met jou nie. Ek maak alles nou reg. Hy het die HRM het geroep en vir hom gesê, luister, ek wil hê dat, want ek het waargeneem in 'n hoërpos. Hy sê, luister, ek wil hê jy moet die saak met hierdie man regmaak. Ek wil hê julle moet nou sy goed regmaak, sodat hy sy acting allowance kry, en die geld wat agterstallig is, moet hy betaal word. Die Here was daar in die kar, in die heilige oomblik van my lewe, toe ek die man vergewe het, en hy het nie lang gevat om te antwoord nie, sommer die volgende dag, en toe is ek en hy man, ons is nou weer oké. Hoekom? Want ek het vergewe. Kinders van die Here, vergewe. Jy voel baie keer, jy kan nie vergewe nie. En ek moet ook sê, dat wanneer ek praat baie vandag oor myself, en ek voel net om vir julle te sê, ek het baie keer met mense te doen gekry het, wat baie slegte dinge in hulle gedoen is. En jy moet nie dadelik vir mense vra om te vergewe nie, want dit is nog baie rou, dit is nog baie seer. Mense wat sy familie vermoor is, en al die goed, hulle kan nie sommer net dadelik vergewe nie. Jy moet bid vir hulle, sodat die Here in hulle help, in hart help, op die regte tyd sal hulle vergewe. Want dit is baie sleg, as mense sulke baie erge slegte goed aan jou doen. Maar ons moet vergewe, amen. Ons gaan vergewe. So as daar iemand hier sit, wat voel, nee, daar's dinge in sy hart, jy kan sommer net hier sit, en maak so man, vat 'n heilige gebed. Hoe moet ons bid? Heilige gebed. En sê, ek vergewe jou, in die naam van Jesus, en jy dink nooit weer daaraan nie, en die Here maak jou vry onmiddellik. En Matteus 6 vers 14 sê, want as julle die mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredings nie vergewe nie,
dan sal die Vader julle oortredings ook nie vergewe nie. So wat is die belangrikste? Ons moet kies vandag of ons wil hê dat die Here moet ons vergewe. As ons wil hê die Here moet ons vergewe, dan moet ons ander mense vergewe. En dan vers 13 sê Jesus, terwyl hy daar op die berg sit en uitkyk na die mense, dan sê hy, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Lewe is 'n oorlog, binne en buite jou. Daar's altyd dinge wat jy mee wroging, en dinge wat jy doen, en dinge wat jy sê. Ek wil net vir julle sê, in Jakobus 1 vers 13, staan daar, God versoek niemand nie. God versoek niemand nie. Dis nie God wat jou versoek nie, maar Jesus sê, ons moet sê, lei ons nie in versoeking nie. So ons moet onsself nie in versoeking lei nie. Edgar en daai mense wat die kursus bygewoon het, ons verstaan nou hoe werk dit. Dis nie dat die Bybel teen homself is om te sê, bid, lei my nie in versoeking nie. En dan sê Jakobus 1, nee, God versoek niemand nie. God versoek nie mense nie. Dis jy jouself wat jou in versoeking plaas. Dis jy en jouself wat jou sit by plekke waar jy versoek word en alles. Ons moet versigtig wees waar ons gaan, met wie ons assosieer. Dit is wanneer jy jouself in versoeking lei. Mense wat hou daarvan om te drink, bly weg van die hotel af, bly weg van vriende wat drink, behalwe as jy regtig waar geestelik is en sê, nee, dankie my maat, ek wil nie drink nie. Bly weg van daai goed af. Die ou mense het altyd gesê, hierdie man is 'n kansvatter, wat het hy gesê? Blink oog. Die van julle wat like van vrouens en julle is getroud, bly weg van mooi vrouens af. Want dit lei jou in versoeking. Mooi vrou kan jou baie probleme gee. Baie, bly weg. Dit was wat die Here gesê het. Kyk, Dawid toe hy uitgekyk het en hy vrou gekyk het. Hy het daar gaan kyk. Hoekom het hy daar gaan staan? Hy moes in die oorlog gewees het. Die Here sê, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Lewe, ons moet dit doen. Jesus het self vir die mens gebid, vir Petrus, en hy het gesê, Simon, Simon, die duiwel het vurig begeer om jou te sif soos koring, maar ek het vir jou gebid sodat jy jou geloof kan behou. Jesus het vir ons gebid en hy staan nou, die woord van die Here sê, Jesus is aan die regterhand van God waar hy vir ons intree en vir ons bid. En dan sê vers 14, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Die koninkryk van God, Jesus het eers gesê, die koninkryk van God het naby gekom. Die koninkryk van God behoort aan Jesus en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Ek wil afsluit net om 'n paar dinge te praat oor gebed en geloof. Gebed gaan altyd gepaard met geloof. Die blinde man wat aan sy pad gesit het en toe hy was blind en toe sê hulle, hy vra vir die ouens, as jy blind is, hulle sê as jy blind is jou ander sintuie baie skerp, en hy vra vir die ander mense, hey, wat gaan hier aan? Hulle sê nee, Jesus kom hier verby. En die blinde man het geskree en gesê, Jesus, seun van Dawid, wees my barmhartig. Hulle sê, maak hom stil, jy moenie so skree nie. Hy sê, maar wat weet julle? En hy het aangehou skree en geskree, en hulle het hom stil gemaak. Partykeer is dit nodig as verskillende maniere van gebed. Partykeer is dit nodig om ernstig te bid en te skree en te sê, Here, help my. En toe Jesus verbykom, toe hoor hy die man skree en hy draai om. En hy sê, wat kan ek vir jou doen? Jesus het klaar geweet wat hy gaan vir daai man doen. Hy sê, ek is blind. Hy sê, jou geloof, jou gered. En hy het gesien, opgestaan en gesien. Partykeer moet ons skree en vra, Here, help my asseblief. Die Here luister ook na skree gebedes, nie om deur mense gesien te word nie, maar om deur God gehelp te word. Dit is hoe die blinde man, die vroukie wat aan bloedvloeiing gelei het, ons ken die storie, deur geloof. Die tyd van die Bybel het gesê,
as jy aan bloedvloeiing gelei word, dan moet jy wegkry van mense af, mense wat siek het, wat melaats is, as hulle loop en iemand kom nader, dan moet hulle skree, melaats, melaats, dat die mense nie by hulle gaan nie. Die vroukie het ingegaan, en tussen die mense deurgegaan, en Jesus aan sy kleed gevat, en toe word sy gesond, deur geloof. Gebed is ook om in te dring, daar om te gaan. Partykeer moet jou kamer deur toemaak en ernstig bid en party sake. Ek het weer oor myself, vergewe my. Ek het 'n moslim of 'n hindoe kommissaris gehad. Hy het so 'n rooi ding om sy arm. Een keer roep hy my by sy kantoor en ewen daar by sy kantoor is 'n Bobiaan. Ek hoor hulle sê hy bid vir die Bobiaan. Ek weet nie of dit so nie. Eendag roep hy my in sy kantoor toe, hy sê, Mr. Sinclair, is a serious thing here. We need spiritual help here. I want you to pray for me over that thing. Dat selfs daardie mense kan sien dat daar's krag in gebed en God, hy het vir my gevra om in sy kantoor vir hom te bid oor 'n ernstige saak wat hy mee besig was. Sien julle, gebed is kragtig. En hoe moet ons bid? En as iemand jou vra wat nie in jou geloof is om te bid, dan moet jy vir hom bid. By die hospitaal het ek baie keer vir mense gesien. Hulle het ander gelowe. Ek sê vir hulle, hoorie, al wat ek vir julle kan doen, behalwe om vir julle te counsel, is ook om vir julle te bid, maar ek is 'n Christen. Nog nie een persoon het nee gesê nie. Nog nie een persoon nie. En as jy ernstig bid, dan sien jy die trane in hulle oë gaan. Julle weet, trauma en al daai goed dis universal. As jy 'n Christen is, of 'n heiden, of wat, as jy trauma beleef, dan beleef almal dit dieselfde. En daarom moet ons 'n verskil maak om te gaan bid, ook vir daai mense. Ek het hulle gevra, jy kan nie sommer vir mense bid nie. Ek het een keer by Baragwana Hospitaal gekom. Toe kry ek daar so iemand wat fits het, en die persoon val, en ek vra vir die mense daar rondom, can I pray for this person? Hulle sê, no, you cannot pray for this person. She's wat is 'n sangoma? Is 'n ander woord, a spiritual healer. You cannot pray for her. Toe sê ek, thank you very much. En ek loop weg, ek sê, ag Here, help hierdie vrou. A spiritual person, sangoma, het 'n fits gekry, en sy lê en ruk daar, maar hulle wil nie hê dat 'n Christen moet vir haar bid nie. Wel, ek kan nie help nie. Amen. Maar hoekom as sy dan so spiritual is en so, het sy dan 'n fits gekry? Hoekom? Want sy ken nie die Here nie, kinders van die Here. Dis hoekom sy fits gekry. Amen. Sy moet die Here, as sy die Here ken, dan sal sy mos nie meer fits kry nie. Ons bid vir mense wat fits het. Die Here maak hulle gesond. Ons bid. En die woord van die Here sê, daar staan geskrywe, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Ek staan op God se woord. Ek staan op God se woord. En wat ek verklaar volgens die woord, dit sal so wees. Amen. Die woord sê, ons sal nooit teleurgestel word nie. Matteus 21 vers 18 sê, en as jy glo, is alle dinge moontlik. Daar's niks onmoontlik by God nie. Alle dinge is moontlik. Niks is onmoontlik by God nie. Amen. Dankie. Hoe moet ons bid? Ek het julle mooi verduidelik hoe moet ons bid. Amen. Dit is die woord, lei my in die waarheid. Ek glo dat elkeen van ons het iets ontvang hier. En ek dink as ons teruggaan by die huis, dan moet ons ernstig bid oor hierdie dinge. Daar's niks onmoontlik by God nie. Die laaste ding wil ek net aan my vrou eer gee. Ek het mos beloof ek gaan vir die Here werk, alles gedoen. En toe ek in die wêreld was, deur versoeking, deur self, vriende en alles, het my vrou 5 jaar lank vir my gebid, tot die dag wat ek by my hart vir die Here gegee het. Moenie ophou bid vir julle mans nie. Mans, moenie ophou bid vir julle vroues nie. Die van julle wat hier is, wat sukkel met die man of sukkel met die vrou. Ek dink sy het al baie keer, sy het eendag vir my ook gesê, jy weet, ek was al op pad na die prokureur toe, maar ek het net gewag vir daai dag. En die Here werk op 'n ander manier met 'n vrou, né? Want as ek daar by die huis gekom het, dan is ek mos bietjie baie vriendelik en happy. Ek praat oor myself, ek expose myself hier, maar dis dan baie jare terug. En dan sy nog begin, nee, moenie, dan sê ek, ag man, bly stil, gaan slaap meer. En een dag toe ek laat in die oggend weer by die huis kom, in die oggendure, maak ek die deur so saggies oop. Toe staan sy daar.
Toe huil sy trane, toe sê ek was bekommerd oor jou, waar was jy, hoe dit? En daai het my ook laat dink. Ek glo dat die Here het in 'n hart gewerk, jy moet bid, en die Here sal in jou hart werk, hoe moet jy met sekere situasies, want elke situasie is anderste. Hoe moet ons bid? Dankie vir die voorreg dat ek die evangelie, die goeie nuus van Jesus vandag aan julle verkondig het. Dankie dat die Here vir ons gaan help om te bid. Ons moet bid, nie soos die fariseërs, wat deur mense gesien kan word nie. Ons moet die deur toemaak. Ons moet Heilige Gees gebede bid, en die Here sal vir ons antwoord. As ek weer 'n kans kry, dan gaan ek praat mos oor, hoe moet ek vas? Dankie. Kom ons lê die oë. Here, U is die naprediker van hierdie woord. U woord sê, my woord sal nooit ledig teruggaan nie. En ek vertrou dat die woord van die Here nooit ledig sal teruggaan nie. Ek dank U, Here, dat U vir ons leer om te bid. Ek wil bid dat ons sal bid soos U vir ons geleer het om te bid. Dankie Here dat ons besef gebed is 'n heilige ding, is heilig om te bid. Help ons dat ons altyd vir U heilig sal aansien. En ek wil bid Here dat U vir ons help, dat ons anders sal bid. Ek wil bid vir elke individu, elkeen wat hier so sit, Here. Dankie dat U wil is dat nie een van hulle verlore sal gaan nie. Ons bid vir ons kerk, Here. Ons bid dat U die kerk sal seën en dat die kerk sal groei tot eer en verheerliking van U naam en U naam alleen. Dankie vir U genade. Dankie vir die woord. Dankie dat ons Jesus kon gehoor het waar hy sit en praat en sê, so moet jy bid, so moet jy gee, so moet jy vas. Dankie dat U ons leer deur die Gees. Ons eer U en ons vertrou op U en U alleen. Gaan met ons in hierdie week, Here. Bewaar ons van die bose, help ons en seën ons, Here. In Jesus se naam. Amen. Baie van ons het baie dinge op ons hart. God se tyd is nie ons tyd nie, maar op die regte tyd. As ons aanhou om te glo, sal God op die regte tyd ons gebede antwoord. Amen. So